Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, ek is Arnold Gertz. Van groot honderdtalle tot wenlopies. Rassie van der Dussen het homself as een van die Proteas se mees betroubare spelers gevestig en hy kuier vanoggend hier by ons in die ateljee. Rassie, groot eer om jou saam met ons te hê. Baie dankie vir jou tyd. Ja, dankie Anna, dankie. Lekker om jou hier te hê. Eerstens moet ek jou die outeervragie vra, wat ek dink almal sal wel weet. Dit kan nie lekker wees om by die huis te sit en te kyk hoe die manne daar oorkant woeker nie. Hoe voel dit vir jou by die huis? Ja, natuurlijk. As jy aktief speel, jy's altyd in die mix, soos wat hulle sê, en daar's net 15 ouens wat kan gaan. En dis maar die realiteit daarvan. Ek was al by 'n paar wêreldbekers, so ek weet ook daarom hoe die ander kant lyk. Maar ek moet sê, die ouens wat daar is, hulle lyk goed. Die vorm van die kolwers lyk regtig goed. So nee, 100% ondersteunend daai kant toe natuurlik. Jy noem dit, die ouens lyk goed. Vir die eerste keer, dink ek, in 'n baie lang tyd is daar werklike diepte in die Protea span. Hoe lyk dit vir jou? Ja, definitief. Ons het 2 beserings gehad, 2 ouens ingekom met Rickelton en Stubbs, is 2 van ons beter kolwers. Nou, so dit is regtig die geval, daar's spin bowling, seamers, batters, alles, daar is net regtig diepte en mens voel enige 11 kan op die veld gaan en effektief wees. So ek dink dis 'n baie goeie plek vir die span om te wees. Ons het verlede week vir Jacques Vol hier gehad en hy het nou gesê hy sal nie 'n bowler wil wees by 'n wêreldbeker by die T20s nie. Dit moet baie moeilik wees. Die grenstoue is in, die velde is kleiner, kolwe is groter en kolwers is beter as ooit. Ja, so sê hulle. Kyk, ek kan nie regtig praat van dit nie, maar nee, kyk, die standaard van die gehalte van die toernooi is vir my ongelooflik geweest om te sien, sover selfs van die kleiner spanne, Italië wat eerste wêreldbeker speel en hulle eerste wen kry en Zimbabwe wat vir Australië wen. Daai tipe goed. So as 'n kyker, sover dink ek is dit al klaar een van die beter wêreldbekers in die laaste paar jaar. Jy noem Australië, dit was natuurlik 'n groot skok en hulle is terug huis toe. Ja, en kyk hoe glimlag ons. Jy het dit gesê, ek het dit nie gesê. T20 cricket enigiets kan gebeur. Ja. En ek dink dit het net weer bewys dat dis hoekom dit goed is dat daar 20 spanne in hierdie wêreldbeker is, nie soos die 50 beers wêreldbeker waar daar net 10 is nie, want dit gee die kleiner ouens kans om hulle self te meet op 'n vlak, waar is hulle en soos ek sê, Ierland, Nederland, Italië, daai tipe lande kom deur. Die sogenaamde associate teams, soos jy noem, daar's mense wat sê hulle hoort nie daar te wees nie, maar as jy kyk na hoe hulle tot dusver in hierdie wêreldbeker gespeel het en dit moeilik gemaak het vir groter name, dan is dit juis hoekom hulle daar hoort te wees. 100%. Selfs Namibië, ek dink hulle eerste wedstryd teen Pakistan amper gewen en soos ek genoem met Zimbabwe. Nee, so kyk, ek ken baie van daai ouens, dis nie regtig altyd noodwendig die ouens van daai lande wat speel nie, daar's maar met paspoorte en kwalifikasies is daar kort baie. Ouens is John Smith wat vir Italië speel, jare, al sy cricket in Suid-Afrika speel, ek ken hom baie goed. Maar sy vrou het een of ander Italiaanse konneksie en dit maak die wêreld net kleiner. En is geleenthede in sport is maar al wat jy wil hê as 'n speler. Wel, die nice ding is mense dink aan 'n Van Schalkwyk as ons en selfs al speel hy vir Amerika. 100% en ek dink hy's nog steeds bo op die paaltjie. Presies. So dit was hy, Lungi, daar was 'n paar Suid-Afrikaners met verskillende vlae in die top 5, so dit was interessant. Iets wat by my opkom en dit het gebeur toe die Wes-Indiërs hier was, wat ek dit weer eens gesien het. Julle speel so gereeld saam in die sogenaamde franchises reg oor die hele wêreld. Ek gaan dit in Engels sê, daai edge wat daar altyd was waar ouens mekaar lelike dinge toes nou op die veld en dis meer. Tot 'n groot mate toe lyk dit vir my of dit weg is. Die ouens chirp mekaar nog steeds, dit is so. Maar daai nastiness is weg. Is dit so? Dit is tot 'n mate so, veral in T20 cricket, want jy soos jy reg sê, jy speel saam en teen van hierdie ouens in ligas die hele jaar lank eintlik. So jy weet presies wat 'n ou gaan doen. Jy weet waarna hulle kyk vir jou. Kyk, dis nog daar in toets cricket. Want daarso elke persentasie wat jy daar kan wen, moet jy probeer wen. Maar dit is grootliks so en dit word dadelik maar net 'n skill ding dan. Daar's nie regtig 'n woordjie hier en daar nie. Ja, nou en dan, maar soos ek sê, jy ken die ouens so goed en jy speel so lank saam met hulle dat dit amper ander kant toe gaan, dat jy weet hierdie ou ken jou, jy weet gaan hy nou doen wat hy normaalweg teen jou doen, of gaan hy weer iets anders doen, so daar's 'n interessante dinamiek daar. Ek wil jou juist daaroor vra, so met ander woorde, as jy wil beter word, dan moet jy iets anders doen as wat jy altyd gedoen het, nie waar nie? Dis amper so, want jy analiseer natuurlik, ek wat 'n kolwer is, analiseer die bowlers teen wie jy opkom en hulle planne teenoor my, en hoe ek dit gaan teenwerk, maar daai ou
doen ook dieselfde en hy weet die laaste keer het hy dit gedoen, so nou verwag jy dit, so dit raak bietjie 'n cat and mouse. So 'n bietjie skaal. Ja, Dis ja. lieflik. Voordat ons klaar maak oor jou loopbaan te praat en wat volgende vir jou is, hoe voel jy oor ons kanse? En ek luister gister na die kommentators en almal sê India is the favourite. Hoe voel jy daaroor op hierdie stadium? Ja, kyk, India is altyd moeilik. Hulle span lyk verskriklik goed. In hulle eie kondisies is hulle maar net, ja, hulle is die beste in die wêreld nou. Ons span aan die ander kant, ek dink regtig ons het 'n baie goeie kans. Soos Rickleton wat ingekom het, Stubbs, Coney, golf goed. Ek dink Aiden wat die kolwerk oopmaak, dis sy beste posisie. Ja. Hy het verlang 3 en 4 gegolf. En die bowlers lyk goed. So T20 cricket, soos ek gesê het, enigiets kan gebeur, maar die ander kant daarvan is ook, ons kan net sowel wen. So ek dink regtig ons het 'n goeie kans. Ek dink dit gaan ons in India in die finaal wees en as ons op die dag kan reg wees, dan het ons 'n kans. Hang dit van die lood af. Die finaals in Ahmedabad en ongelukkig daar hang dit baie van die lote want ons baie dou. Dit raak baie moeilik om tweede te bal daarso want die bal raak glibberig en hy kom goed op die golf. So ongelukkig ja, dit doen maar as ons die lood kan wen. Alles daaroor, né? Ja, presies. Rassie, laastens, die SA Betway 20 was net iets absoluut ongelooflik. Hoe het jy dit ondervind in 'n Kaapstad deesdae 'n tweede huis? Ja, dit is amper 'n tweede huis. Wat ons nog 4 jaar en soos jy sê, dit is 'n ongelooflike toernooi. Jy het nou gepraat van diepte en spelers en ek dink dis nou jaar 4 van dit. En nou sien mense die ouens wat deurkom, die jong ouens wat op daai vlak, dis amper soos 'n IPL. Kyk, ek dink is die sterkste liga in die wêreld. Die IPL is natuurlik sterk, maar ons is net 6 spanne. Die IPL is 10 spanne. So jy het heeltemal 'n krag teen krag tipe ding en ja, soos ek sê, dit is net 'n ongelooflike ding in Suid-Afrikaanse cricket, die talent wat deurkom en ek dink ons sien dit nou op nasionale vlak ook. Kortliks, wat is volgende vir jou? Daar's 'n paar ligas wat opkom. Ek sou 37, so hopelik nog so 'n jaar of 2, nie te lank meer oor nie, maar my lyf voel nog goed. Ek's nou 'n bietjie 'n paar weke by die huis wat lekker is. Kleintjie op pad, Junie. Wel gedaan. Ja, so vat dit rustig vir nou en kyk wat die winter bring. Uitstekend, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Dis dan al wat ons vanoggend voor tyd het saam met Rassie van der Dusen, maar die feit van die saak is bly net waar jy is, want hy het nie daar gaan ons veearts toe. Oef!